Ons is hier in verskoning Bethlehem in die Oos-Vrystaat. En ek is altyd opgewonde oor die ooste kant, want ek lees in die skrifte, dis waar die wyse manne vandaan kom. Nou sê, ons hier in die Oos-Vrystaat in Bethlehem, maar Bethlehem het 'n baie besondere naam vir die van die wat nie weet nie. Die Hebreëus beteken Bethlehem, met ander woorde, huis van brood. So Bethlehem beteken eintlik huis van brood. Ons is nou hier in Bethlehem en dit is baie aangenaam om vir u te verwelkom binne in hierdie erediens. Baie mense gaan dit kyk landwyd, maar ook oor see, gaan hulle weet hierdie opname was by julle opgeneem in Bethlehem. Prys sy naam daarvoor, vir hierdie wonderlike voorreg. Goed, vandag sê hulle is die 28ste Junie. En wie van julle het agtergekom, die dae word nou weer bietjie langer en die slaaptyd word al minder. Dis hy. So die winter is eintlik besig om vir ons te sê, okay, sien julle volgende jaar. So hy is besig om uit te gaan. Maar moenie, hy gaan jou uitvang. Hou maar 'n ou kombers en 'n ou warmwatersakkie naby. Nie in die erediens nie, vanaand as jy gaan slaap. Goed, die tema van môre is 'n baie diepgaande onderwerp en dit gaan oor die groot verskywing. Die groot verskywing. Nou ek gaan so 'n bietjie raak aan die politieke omgewing en dan gaan so 'n bietjie raak aan die godsdienstomgewing en dan gaan ons 'n bietjie kyk wat sê Vader se woord oor al hierdie dinge en hierdie doene. Maar luister nou mooi. Hier buite waar ons leef op die planeet is 'n deurmekaar spul. Wie stem saam? Kan ek die hande kry? Dis 'n deurmekaar spul. Niemand weet meer wie is iemand nie. Of iemand weet nie eens meer wie's hy of sy nie. So die ding is deur mekaar. Is dit so? Hier is ouens wat Allah skreeu en hier is ander ouens wat Boeddha skreeu en hier is ander. Hy's 'n vreeslike deur mekaar besigheid wat op hierdie planeet aan die gang is. Maar kom ons los die planeet nou so 'n bietjie, dan kom praat ons net oor hierdie sonskynland waar ons sit, oor kan die riviere van kus. Hier is dit deur mekaar hierso. Baie deur mekaar. En ons is almal Africans. Afrikaans speaking Africans and English speaking Africans and Zulu speaking Africans and Sotho speaking Africans. Dis 'n deur mekaar geklitste gemors. Nie waar nie. Dankie. So ons moet kyk wat gaan Vader hiermee doen. Nou ons het baie probeer. Ons het nuwe kerke gestig, nuwe geloofsgroepe gestig, nuwe politieke partye gestig, nuwe weerstandsbewegings gestig. Ons allerlei menslike pogings aangewend om te kyk of ons nie hierdie deur mekaar geklitste besigheid net 'n bietjie kan uitsorteer nie. En vanmôre sit ons nou met lang gesigte en ons besef dat al ons pogings wat ons aangewend het is op 'n nul, op 'n kontrak. Niks het verander nie. Inteendeel, dit word elke dag slegter. Is dit reg? Of word die potholes minder? Ek sien, ons moet begin om eerlik te wees, want godsdienst het ons by 'n baie slegte plek gebring. Godsdienst sê, ag, hoop maar net môre sal dit beter word. Maar intussen sê godsdienst nie vir jou, omdat jy deur mekaar is, daarom is ek op jou toornig nie. Die vriende wat jy vir jou gemaak het, gaan ek aanstel oor jou heerser, en wat sal jy in hierdie dag daarvan sê? Dit is waar ons is. So ons moet nou gaan kyk of Vader hierdie toestand gaan verander. En ek is opgewonde vanmôre om dit met jou te deel. Nou, ons praat uit Jesaja, jy kan so lank blaai na Jesaja 1. Ons gaan in die 3de versie 'n
aankondiging vir jou maak, dat jy net kan sien, wat sê Vader van sy eie volk. Onthou jy, hierdie een wat hy gesê het, jou het ek uitverkies uit al die volke wat op die aarde is, om my eiendomsvolk te wees. Nou hoor, wat sê Jesaja 1 vers 3, oor sy eie volk, hierdie eiendomsvolk van hom. Kom ons hoor, wat sê Vader. Hy sê vir Jesaja, gaan sê vir hierdie volk, wat dink ek van hulle toestand? Hy sê, 'n os ken sy besitter, en 'n esel ken die krib van sy eienaar. Hoor nou, hy praat oor twee diere, hy praat oor 'n os en 'n donkie. Hy sê, maar die os ken sy besitter, en die donkie weet waar is sy krib. Maar jy moet nou hoor, wat sê Vader van sy eie volk. Hy sê, my volk Israel het geen kennis nie. En dan gaan hy verder en hy sê, my volk verstaan nie. En ek dink so by myself, dis verskriklik dat Vader vir sy profeet moet sê, weet jy, hulle leer hulle osse en die osse leer ken wie hulle is. Selfs hulle donkies weet waar is die krib. Maar my volk weet nie waar is ek nie. My volk verstaan my nie. My volk soek nie na my nie. Dis 'n verskriklike toestand. Maar waaroor praat ons? Onthou dat Jesaja is 'n profeet, maar die profeet praat uit die verlede. En uit dieselfde tyd praat hy oor die hede. En dieselfde profeet profeteer in die toekoms in. Dis die Jesaja boek. Met ander woorde, so wyd as hy kan vaskom of vashou met sy vingers, so wyd as die begin en die einde is, so wyd kan Jesaja praat oor die gisters en vandag en van die oormôres. Want dit sê vir ons dat Vader is nie in 'n tydgleef vasgevang nie. Hy is nie gebind aan tyd nie. Hy is tydloos, onveranderlik van ewigheid tot ewigheid. Nou wat is dit wat Jesaja oor praat? Hy is volkgerig. Hy praat direk met die volk. Hy sê vir hierdie volk, jy is nie soos 'n os nie, man. Jy is nie soos 'n donkie nie. 'n Donkie ken sy krib. En 'n os weet wie is sy eienaar. Maar julle hardop julle vlakte vol. Julle ken my nie. En dis die toestand. Die vraag is, wat gaan Vader aan hierdie toestand verander? Jy sien, die Jakobsvolke, en ek praat nou van al die westerse volke, hierdie manne wat die planeet gebou het soos wat hy is. Dis die Jakobsvolke. Die Franse en die Duitsers en die Hollanders en die Denemarke ensovoorts. En ook die boere, wat oor kan die riviere van Kus hier sit. Dit is die Jakobsvolke. En al die Jakobsvolke op die planeet is vanmôre in die moeilikheid. Almal sukkel met dieselfde probleem. Almal sukkel met hierdie deurmekaar geklitste gemors. Almal maak toegewings. Maar wat sê Vader Jahwe oor hierdie toestand? Hy praat met die volke. Hy sê, weet julle hoekom is julle in hierdie toestand? En dit is omdat julle my goddelike identiteit wat ek aan julle gegee het, verloor het. Julle het julle identiteit verloor. En julle het julle roeping vergeet. Julle het vergeet, ek het julle afgesonder. Julle het hierdie roeping het julle vergeet. En nou is julle verstrooi onder die nasies. Julle het 'n skurwe hakskeen op julle nek. Dis wat Vader sê. Hy sê, ek gaan julle deur 'n skudding laat gaan. Ek gaan die plek laat skud. En as ons nou wil eerlik wees vanmôre,
Vader is besig om die plek te skud. Kom ons kyk daarna. Kom ons kyk. My volk het vergeet wie hulle is. Ons leer 'n eerste beginsel in die skrif. 'n Volk se grootste krisis is nie 'n politieke krisis nie. Dis 'n identiteitskrisis. Die wêreld hou nie daarvan dat daar vanmôre gaan gesê word, van al die volke wat op die aarde is, het Vader net een volk wat hy noem my eiendomsvolk. En ek vra net vanmôre vir jou wat op hierdie materiaal kyk en jy wat vanmôre hier sit, hier pragtige klomp mense wat hier by my is, sê vir my, hoe voel jy in jou hart vanmôre? Voel dit vir jou aangenaam om te verstaan dat ek is deel van die eiendomsvolk van Vader Jahwe? Voel jy saam met my so? Is dit 'n passie in jou hart? Nou goed, dan is ons nou op dieselfde paadjie en dan kan ons met mekaar aanbeweeg. Nou goed, so ons sit eintlik met 'n identiteitsverlies en ons kan dit maklik regstel deur net die skrifte te begin lief hê en te gaan kyk waaroor praat Vader, en dan sal jy sien van Genesis tot Openbaring praat hy met die wat na sy beeld en na sy gelykenis geskape is. Hy is betrokke, hy is vuurwarm deel van dit wat hy begin het. Hy is nog vanmôre so. Die vraag is ons soos 'n os wat hom ken of nie? Dis die vraag wat in my hart rondloop. Die volk ken nie meer hulle herder nie. Hy is 'n sambreel God. Want as dit buitekant reën, het jy 'n sambreel nodig. En as dit nie reën nie, het jy nie 'n sambreel nodig nie. As die ding knyp aan jou lyf, as dit dun word, en jou maag kramp van die honger, dan ken jy hom. Maar toe dit goed gaan, toe jy onder die seëning is, toe jy onder die warmte is van sy nabyheid, toe jy hom nie nodig nie, jy ken hom nie, jy sing nie tot hom nie, jy lofprys hom nie, jy sê nie dankie oor die bome en die gras en die grond en die sonskyn en al die heerlikhede wat om jou is nie. Wat is dit met ons? Hoekom kan ons nie net kinderlik spontaan lief hê nie? Sonder nonsens. Kom ons stap aan. Hulle verstaan nie meer hulle roeping nie. Hulle beweeg sonder rigting. Dis vir my verstommend. Want ek sê nou vanmôre vir u, as hierdie volk die herder van die ewigheid geken het in 1994, het hulle vir hierdie F.W. de Klerk nooit ja gesê vir hierdie gemors nie. Hulle sou nie. Die feit dat hulle vandag kerm, is 'n bewys dat hulle nou weet hulle het destyds die verkeerde keuse gemaak. Hoekom? Want hulle het nie die herder geken nie. Hulle het nie eens geweet wie's hulle nie. Dis die krisis. Maar wat gaan Vader Jahwe hier aan doen? Wanneer 'n volk vergeet wie hulle is, dan word hulle manipuleerbaar. Jy kan hulle rondskuif elke dag oos en elke dag wes en so meer. Hulle is nie standvastig nie. Hulle is manipuleerbaar. Hoekom is daar 3000 verskillende kerke onder die wit mense in Suid-Afrika? Sê vir my, met een Bybel. Waar kom dit vandaan? Wie dit begin? En sê vir my, hoekom is ons so tevrede met dit? Vader verdeel nie sy huis nie. Hy vertrap nie sy eie eiendom nie. Maar hoekom het ons keuses gemaak wat sy eiendom vertrap? En wat gaan ons daaraan doen? Nog verder duime rol of gaan ons 'n kragtige keuse in ons hart en verstand maak daaroor? Ek wil aangaan. Wanneer 'n volk identiteitsloos is, dan is sy koersloos. Sy word moedeloos. Sy raak op moed verlore se vlakte.
Party ouens sê daarom, vrou, weet jy wat? En dit gaan sleg, jong, ons moet 'n slag kerk toe gaan. 6. 'n volk wat die herder ken, verstaan Psalm 23. Vader Jahwe is ons herder en niks sal ons ontbreek nie. Maar vandag staan hierdie volk, sy sê, ons ly gebrek aan alles. Dit beteken, hy is nie haar herder nie. Ag, ons bid so dat ons 'n beter president kry na Ramaphosa. Sy ken nie haar herder nie. Wat sal jy nou sê as jy jou vertroude vriende wat jy vir jou gemaak het, as ek hulle oor jou aanstel as jou heerser, sal jy nie in 'n nood verval nie? En wat sal jy in hierdie dag daarvan sê? Ek weet wat hier doen, hierdie volk leer nie wie's haar herder nie, sy probeer 'n nuwe politieke party stig. Of sy wil vir haar aan 'n kerkie bou, kyk of dit nie beter gaan werk nie. Maar vandag sê ek vir die vreesloos, as jy die herder ken, is jy op die beste plek in die hele skepping. Ken jy die herder? Of jy net van hom gehoor? Of sê jy Psalm 23 net soos 'n ou teksversie op, wat jy per abuis geleer het as 'n kind? Herlewing, manne en vroue van Vader Jahwe, herlewing begin nie by strukture nie. Dit begin by onthou. Om te ken. Jesaja 1:3 sê, 'n os ken sy besitter. Is dit reg? Maar ken ons hom? Of is dit net iemand wat ons van gehoor het, ergens wat ons niks van weet nie? Maar as jy hom ken, is jy nie in die nood nie. As jy hom ken, is jy nie verstrooid nie. As jy hom ken, soek jy nie ander oplossings nie. Jy gaan aan die herder, want hierdie herder lei jou na waters waar rus is. Ons is nie by die plek nie. Moenie sit en sleg voel nie. Gaan kyk in die skrifte. Leer ken jou herder. Word beter as 'n donkie en 'n os, man. Kom ons hoor wat sê Jesaja 13:14. Nou daar's 'n profesie, en ons praat oor 'n groot verskywing wat aan die gang is. Dis wêreldwyd aan die gang. Dis selfs hier in Suid-Afrika, oor kan die riviere van kus, 'n groot verskywing aan die gang. Kom ons kyk net gou 'n bietjie daarna. Is dit 'n profesie of is dit nie? Is ek deel van die verskywing of is ek nie? Kom ons kyk daarna. Jesaja 13:14. En hierdie deel sê iets moois. Hy sê, elkeen sal draai na sy volk toe. Het julle dit daar gelees? Hoor mooi. Elkeen sal draai na sy volk toe. Skielik, as jy 'n klomp Engelse daar op jou eilandjie, rol hulle moue op, hulle sê hierdie immigrante moet uit. Skielik sê die Ire, dan maak ons sommer 'n burgerlike weermag bymekaar, maar hierdie twak eindig vandag. Pole sê, as hy oor my grens kom, bosse kom. Skielik gaan elkeen terug na sy volk. Hoor u dit nie? Sien u dit nie? Maar dit gebeur hier by ons ook. Na al die probeerslae wat hierdie volk deurgemaak het, deur al die klipdriwe, dis nie een onder die prop nie, die klipdriwe waardeur sy gekom het, weet jy wat? Het sy nie 'n oplossing nie, sy kan nie anders as om nou terug te gaan na haar volk nie. Hoekom? Want die profesie sê, elkeen sal wat? Elkeen sal draai, hy moet anderswoorde draai om, hy sal draai na sy volk toe.
Kan ek 'n halleluja kry in hierdie plek? Dit is mos presies wat ons oral sien. Die koerante praat daaroor, die ou TV praat daaroor. Almal praat daaroor. Weet jy hoekom? Want Vader het gesê elkeen sal draai terug na sy volk toe. Dis nie 'n Ou Testamentiese sê ding nie. Dis 'n werklikheid. Ons sien dit vandag. Die Jakobs geslag keer terug na haar wortels. Weet julle wat voorspel dit? Moeilikheid vir die res van die wêreld. Ja, maar ons is die minste. Die wêreld noem ons 'n minderheid. Ek weet. Maar weet jy wat noem Vader jou? Jy is myne. Julle is my eiendomsvolk. Ek het julle uit hierdie hele wêreld gekies om myne te wees. Dan slaan ek op my bors, man, dan kan die vuil goed hier buitekant in hulle blou kanon ingaan. Vader Jahwe het gesê, ek is sy eiendom. En as jy daarmee 'n probleem het, kry vir jou. Ek gaan nie daaroor sukkel nie. En ek vra vir jou vanmôre, hou op om te dink jy's 'n krummel. Hou op om te dink jy's 'n politieke weggooi ding. Begin om te sê, ek is die eiendom van Vader Jahwe. Sê dit. As die wêreld nie daarvan hou nie, kry vir julle. Ek is min daaroor gepla. Nou kom ons kyk. Vader Jahwe gaan sy huis orden. Nou kom ons kyk net na sy huis. Hy praat van die huis van Israel. Wie van julle het dit al in die skrifte raak gelees? Dis nie 'n klomp Jode wat daar in Palestina sukkel nie. Hier sit Israel. Hier sit hulle. U is uit Jakob gebore. U is die uitverkore geslag. Ek moet dit vir u sê vanmôre, want u gaan huis toe ry en jy moet iets saamvat. Dit moet in jou hart hang vir die dae wat kom. Nou kom ons kyk. Kom ons kyk. Wanneer Vader die wêreld skud, dan bring hy eintlik sy huis na mekaar toe. Hoekom? Want die profesie sê so. Nou skud die plek. Nou Trumpie maak oorlog oor olie en hierdie ouens maak oorlog oor dit en dit is die wêreld. Maar intussen is die Jakobs huis besig om na hulle wortels terug te gaan. En dit voorspel moeilikheid vir die res van die wêreld. Hoekom? Want wanneer Vader Jahwe met ons is, wie kan teen ons wees? Wie? Wanneer hierdie Jakobs huis teruggaan na haar wortels toe, wanneer sy gaan verstaan, sy is die huis van Vader Jahwe, is hier moeilikheid op hierdie planeet. En dis my passie. So asseblief, moenie my nader om te sê, kom ons stig 'n nuwe groep nie. Of 'n nuwe godsdienst nie, of 'n nuwe geloof nie. Hy's onveranderlik van ewigheid tot ewigheid. Kom ons keer terug na die onveranderlike ewigheid. Dis ons plek. Moenie aan 'n kerk behoort nie, of aan 'n groep behoort nie. Behoort aan die volk wat aan Vader Jahwe behoort. Dis die beste plek om te wees. En er is baie goedjies wat hier rondhardloop. Vader is besig met 'n politieke skudding. En wie dit agtergekom? Skud Vader bietjie die politiek en hier oor kan die riviere van kus. Man, hy skud hom lekker, hoor. En ek sien hoe hulle vir mekaar byle skerp maak en spiese skerp maak en ek sien hulle word nou staatsgetuies, hulle begin mekaar nou verraai dat die bissies bewe. Dis 'n skudding. Is dit net 'n skudding? Nee, dis afskeiding. Die skelms skei af. En hierdie volk begin sien hoe diep verrot is dit eintlik. En hulle skei af. Sien jy nie Vader se hand in hierdie ding nie?
Ons moet begin om eerlik te wees hieroor. Hier is 'n ekonomiese inploffing in hierdie land. Daar's 'n wêreldwye inploffing. Tot die Chinese sê na al die jare is hulle ekonomie besig om af te gaan. Hier's 'n inploffing aan die gang. Want ons het staat gemaak op ons salarisse, ons het staat gemaak op die bonus Desember maand, ons het staat gemaak op allerlei finansiële beleggings wat ons gemaak het, maar hier's 'n inploffing besig om te gebeur. Dit is 'n verskywing. En ons moet wakker wees, ons moet dit sien. Daar's 'n wêreldwye verwarring aan die gang. Weet jy wat is 'n ding is 'n verwarring? Weet jy wat is 'n ding is dit? 'n Verwarring is wanneer jy nie meer weet wie jy is, wie jou skepper is, wat jou toekoms is en wat jou kinders se toekoms is nie. Dis verwarring. Jy weet nie. Dis verwarring. Die doel van Vader is nie chaos nie. Hierdie chaos is 'n geordende chaos. Dis wat Vader gebruik om sy volk wakker te maak en hulle te herposisioneer. Hy sit hulle eenkant neer. Hulle skuif sommer self. Hulle sê, nee, hierdie ding is verkeerd. Kom aan, moenie so skynheilig wees nie. Sê vir my, jy het dit al 'n paar keer gesê die afgelope paar weke. Hierdie ding is vrot. Hierdie ding kan nie werk nie. Wie het so gesê? Wie het so gesê? Almal. Jy is net te bang om jou hand op te steek. Maar ons het almal so gesê. Hoekom? Want hier is 'n afskuiving, hier is 'n verskywing besig om plaas te vind. En dis Vader Jahwe se hand wat dit doen. Hy gebruik wêreldskuddings. Jy weet, ek kan nie, daar's een ding wat ek nie kan, ek verstaan nie, nou ja, ek is nie 'n ekonoom nie. Ek verstaan nie hoe dit werk nie. Want die olieprys het nou al geval tot onder 80 liter, R80 'n vaatjie. Maar ons betaal nog hierdie kant wat die bessies bewe. Oorsellig gaan een van daar afkom. Maar jy moet onthou, jou brood en jou mieliemeel het opgegaan. So, hy gaan so 'n bietjie afgaan, maar hierdie ouens gaan nie pro rata af nie. Word al stywer, al stywer, al stywer. Is dit reg? Dis hy. Hoekom praat ek daaroor? Hierdie skudding, hierdie Vader draai die skroef vas in hierdie tyd. En dit bring afskeiding. Ons begin om self te herposisioneer. Ons begin dit verstaan. Maar weet jy wat is my hartseer, geliefdes? Ons soek 'n menslike oplossing vir 'n geestelike probleem. Ons leer nie die herder ken nie. Ons wil nie hierdie een agteraan loop wat die Rooi See oopmaak nie. Wat in die woestyn brood gee nie. Wat 'n engel stuur wat in een nag 180.000 soldate doodslaan nie. Ons ken hom nie, ons sing nie oor hom nie, ons jubel nie oor hom nie. Dit is ons probleem. Lees gou 'n bietjie in Jesaja 11 vers 12. Jesaja 11 vers 12. Die wat nie skrifte saamgebring het, moenie kommer nie, luister net, ek gaan op by die dien lees. Maar as jy volgende keer kom, bring jou skrif saam. Dit is so lekker. Jesaja 11 vers 12. Nou, luister mooi. Daar is, hy sal 'n banier vir die volke oprig. Hy sal vir die volke, hy sal 'n banier oprig vir die nasies. Staan hy so geskrywe? Is dit so? Maar nou moet jy die volgende ene lees, van die laaste gedeelte van hierdie teksvers. En hy sal die verstrooides versamel. Kom ek praat.
Wie is die nasies en wie is die verstrooides? Wanneer ons Deuteronomium 28 lees, dan sê Vader, ek sal julle onder die nasies verstrooi, en daar sal julle hout en klip aanbid. Het julle dit al raak gelees? Hy het dit gedoen. Maar hier kom Jesaja, en hy het hierdie wonderlike profesie in Jesaja 11 vers 12. Hy sê, ek gaan 'n banier oor die nasies, wat maak? Oprig. Wat beteken dit? Dit beteken net die volgende, jy moet nog vir my mooi luister, want ek ken die geskiedenis net so goed wat ek dit ken. Wanneer hierdie volk in Egipte slawe is, toe het Vader oor Egipte 'n banier opgerig. 10 plaae. En toe hierdie 10 plaae oor hulle gaan, toe sê hulle, vat net hierdie klomp Israeliete in trek. Geen net pad hier. So Vader gaan weer in hierdie tyd 'n banier oprig. Hy gaan hierdie volke waaragtig bymekaar maak, want hierdie boek sê, wee hulle wat my oogappel aangeraak het. En hy's onveranderlik, hy's passievol, hy is die skepper van die hemel en die aarde. Hy gaan dit weer doen. Kan ek 'n applaus vir die koning kry? Is dit nie? Fantasties. So ons sien so uit om Vader te ontmoet. Wat hy met die nasies gaan doen, ons vertrou hom met sy hand. Hy weet wat hy doen. Fantasties. En hy sal 'n banier vir die nasies oprig, en hy sê, ek sal die verstrooides versamel. Nou gaan ons weer, en ons gaan lees in Jeremia 13 en 14de vers. Jesaja 13, vers 14. Onthou jy? Nou luister mooi. Hoe versamel hy die verstrooides? Kom ons kyk. Daar staan geskrywe, elkeen sal na sy volk toe terugdraai. Staan hy so? Elkeen sal draai na sy volk toe. Het julle gesien hy staan daar? Weet julle wie is dit? Vader sê, ek sal die verstrooides versamel. Is hy besig? Ja, halleluja. Hy is verseker daarmee besig, en ons is dankbaar daaroor. Wat is 'n banier? 'n Banier is 'n roepstem, is 'n aankondiging. Wat het hy aangekondig? Julle sal elkeen terugdraai na jou volk toe. Het hy so gesê, dis 'n aankondiging. Is dit reg? Daar's nog 'n aankondiging. Hy sê, ek sal die verstrooides versamel. Hy sê, die wat ek verstrooi het onder die nasies, ek gaan hulle onder die nasies versamel. Dis wat hy sê. Of ons kan in ritme kom met hierdie liefdespassie van Vader, of ons kan net een kant staan en kyk of dit waar is. Ek is vanmôre op 'n ander plek. Ek sien dit is besig om te gebeur, en ek weet die groot herder van die ewigheid se hand beweeg in boerland. Hy beweeg. Kom ons praat oor 'n paar ander goedjies. Daar's 'n geestelike sein wat hier uitgaan. Nie 'n selfoon sein nie. 'n geestelike sein. Ons begin sê, maar ons vertrou nie meer hierdie goed nie. Ons vertrou hulle nie. Wanneer Vader Jahwe begin praat, dan word sy volk wakker. Hoekom? Want dit is 'n geestelike sein. Ja, maar ons het as kinders groot geword, en ons was in die sonndagskool, ons gekatkeseer, en ons het al hierdie klas van goed gedoen, sonder 'n sein. Is dit lelik? Nee. Ons het die spot gedryf. Wat doen jy? Nee, ons swat vir ons wynlisensie. Moenie my so skynheilig aankyk nie, want julle het ook so gesê. Nee? Hoekom? Want ons ken nie die herder nie. Ons ervaar nie die heiligheid nie. Ons ervaar nie die magtige grootheid van sy wese nie. Maar vanmôre het ons 'n splinternuwe keuse.
Ons kan inhardloop, terwyl die geestelike sein aan ons prikkel, kan ons inhardloop, om 'n nuwe ontmoeting te hê met die herder van die ewigheid. Moenie dat hierdie kans by jou verbygaan nie. Los die verlede. Ons wil nie oor die verlede praat nie. Ons wil praat oor môre en oormôre. Ons wil praat oor ons herder. Ons wil beter wees as 'n os en 'n donkie. Kom loop saam. Nou of jy nou kom of nie, ek loop. Ek loop. Jesaja sê, verskoning, Jesaja 10 vers 21. Nou hier, ek praat bietjie uit Jesaja vanmôre, maar Jesaja 10 verse 21 en ek is amper klaar. Bly net so 'n bietjie by my. Amper daar. Jesaja 10 verse 21. Nou hoor mooi wat staan daar geskrywe. Hierdie een is vir my so vas. Want jy weet wanneer Vader sê sal, dan gebeur dit. Wie stem sal? As hy sê sal, dan gebeur dit. Is dit reg? Nou hoor wat sê Jesaja 10:21. 'n oorblyfsel sal terugkeer. Het jy dit gelees? Nou dit is nou besig om te gebeur. Hier sit 'n oorblyfsel wat besig is om terug te keer. Hier is baie godsdienst, hier is baie storieetjies, hier is baie uitsprake wat in hierdie land rondgaan. Maar daar is een ding wat ons moet sê vanmôre. Ons het 'n geestelike sein ontvang hier diep in jou menswees. En daardie sein sê, jy's 'n oorblyfsel, kom terug. Wanneer hy sê die oorblyfsel sal terugkom, dan beteken dit hy het vooraf reeds besluit, jy is deel van die oorblyfsel. Dis waarom jy afskei, dis waarom jy inhardloop, dit is waarom jy begin warm voel oor hierdie woord. Vader Jahwe bou nie op massas nie. Hy bou op 'n oorblyfsel. Hy los nie sy volk nie. Hy gebruik die oorblyfsel om die volk te seën, om die volk te lei, om die volk te koester, om die volk te bemoedig. Hy gebruik hulle. Ek dink ons het baie tyd gemors as oorblyfsel. Ons het ons tyd gemors met 'n klomp goed. En daarom is dit my uitspraak. Borsel jou tande met jou linkerhand en ek borsel met my regterhand. Maar daar's een ding wat jy en ek saam moet bely. Ons ruil ons herder vir niks en vir niemand op hierdie planeet in nie, soos in niks. En ons is sy volk, en ons ruil dit ook nie in vir enigiets op hierdie planeet nie. Dit is vir my hartverskeurende dat hierdie volk in sulke groepe versplinter lê. Maar ek sien Vader is aan die werk. 'n Oorblyfsel het 'n paar kenmerke en ek wil dit graag nou vanmôre vir jou gee. Luister mooi. En ek sluit amper daarmee af, ek het nog een teksversie en dan is ons klaar, prys sy naam tog daarvoor, sê jy. Maar goed, maar kom ons praat gou-gou met mekaar. Die oorblyfsel het spesiale kenmerke. Nou kom ons kyk 'n bietjie. Miskien vat hierdie ding jou so 'n bietjie aan die voorkant van jou hempie, of ek wil nou nie oor die vrou as 'n bors praat nie, maar onthou nou, hierdie ding gaan jou so 'n bietjie vat. Is persoonlik. Die oorblyfsel, sy eerste kenmerk is, hulle is goddelik getrou. Is jy? Moenie my antwoord nie. Ek sê die eerste kenmerk van die oorblyfsel, hulle is goddelik getrou. Aan wie? Aan die herder. Vader Jahwe is sy naam. Goddelik getrou.
Dis die eerste kenmerk. Wat is die tweede kenmerk? Hulle is absoluut aan die herder gehoorsaam. Absoluut. Hulle luister nie meer na ander stemme nie. Hulle luister na die stem van die herder. Klink vir my reg. Maar daar's nog eenetjie. Hulle is suiwer. Hulle is suiwer van hart, van verstand, van hande, van lip. Hulle is suiwer. Jy weet, ons praat met hierdie lippe wat Vader geskep het. 'n klomp verskriklike goed. Dit verwond, dit maak seer, dit vloek, dit doen verskriklike goed. En dit sê eintlik dat ons nie suiwer is nie. Maar ons is eintlik die oorblyfsel. Dit is skandalig dat ons nie kies om dan suiwer te wees nie. Wat is dan die probleem? Goed, die volgende een is, en hy is vir my net so mooi, hulle is standvastig. Hulle word nie rondgestoot nie, môre daar en oormôre die kant toe nie. Hulle is standvastig. Hulle bly by die herder, hulle bly by sy stem, hulle is absoluut onbeweeglik standvastig. Kenmerk van die oorblyfsel. Soms voel dit vir my, hier in Boerland, in hierdie sonskyn land waar jy en ek bly, is die oorblyfsel heeldag om met mekaar te roei en te bots en allerlei slegte goed te sê en te doen. Maar eintlik is almal saam sy oorblyfsel. Maar as ek kyk na die karaktertrekke, dan sien ek ons is in die moeilikheid hier. Want as ons nie die karaktertrekke openbaar nie, dan sê ons eintlik vir hierdie gekose oorblyfsel, 'n oorblyfsel wat Vader Jahwe vir hom afgesonder het, ons stem nie eintlik met u saam nie. Dis eintlik wat hier aangaan. Ons het 'n klomp twak wat ons mee besig hou. Daar's sondes in ons lewe. Maar ek wag vir die 1 Januarie om 'n nuwejaarsbesluit te neem oor die klomp sondes in my lewe. Kry klaar met die goed. Kry klaar. Vader het dit nooit vir jou gegee nie. Jy het dit vir jouself gereël. Maar wanneer jy standvastig is, as jy getrou is, as jy gehoorsaam is, dan sê jy daarmee, ek is deel van sy oorblyfsel wat hy versamel. Prys sy kosbare naam daarvoor. Ek is roepingsgedrewe. Weet jy wat beteken dit? Ons is geroep, Sefanja 3 vers 10. Oorkant die riviere van kus vandaan sal my gemeente, my aanbidders, my offers bring. Hoor jy dit? Hy kondig dit van die hele heelal aan. Dis u wat hier sit. U sit oorkant die riviere van kus. Weet jy wat noem Vader u? Hy noem u my aanbidders. My vraag is dit so? Is ons waaragtig sy aanbidders? Is ons? Sal 'n kwade dag wees as dit ontken. En as dit nog nie so is nie, is daar 'n wonderlike geleentheid om dan 'n keuse te maak vanmôre, ten spyte van alles. Ja, maar ek het baie sondes in my lewe. Nee, ek hoor Jesaja 1:18 sê, al was jou sonde soos skarlaken, kom ons maak die saak uit. En ek sal jou was so wit soos wol. Prys sy naam. Hy sê, los dit. Wat belangrik is jy daarvan af hiernatoe moet kom. Dan maak ons die saak uit. Dis die passie van Vader. Ons moet wikkel. Die toekoms van 'n volk lê nie in duisende getalle nie. Luister vanmôre, waar lê 'n volk se toekoms? Dit lê in die bewustheid dat ek 'n gehoorsame oorblyfsel is wat terugkeer na Vader Jahwe. Dit is waar 'n volk se toekoms lê. Kom sluit af.
Jesaja 60. Jesaja 60 vers 1. Nou hier sal u dadelik lees in die teks, daar is 'n opdrag. Die eerste opdrag is, staan op. Dit reg. Hy staan daar. Hy sê, staan op. Die tweede een is, hy sê, word verlig. Het julle daar gelees? Hy staan daar. So die eerste ding is, staan op. Tweede een is, word verlig. Kom ons kyk wat beteken dit. Hoekom moet dit gebeur? Want jou lig kom. Wie is die lig? Wie is die lig? Vader Jahwe is die lig. Hy sê, staan op en word verlig, want jou lig kom. En dis Vader Jahwe. Dis vir my so mooi. Ons leer dat 'n volk dan eers moet opstaan voor sy verlig kan word. Die vraag is, staan hierdie volk regtig op haar voete vir Vader Jahwe oor kan die riviere van kus of nie? En as sy nie opstaan nie, kan sy nie verlig word nie. En as sy nie verlig word nie, dan beteken dit sy glo nie dat die lig na haar toe kom nie. Dit is die probleem waarmee ons sit. Ek wil klaarmaak met Jesaja. Lig kom nie na 'n slapende volk nie. Lig kom nie na 'n volk wat nie die herder ken nie. Kom nie so nie. Lig kom nie na 'n slapende volk nie. Dit kom na 'n volk wat opstaan tot eer van Vader Jahwe. Ek dank u.